Kom ons bid net saam. Baie dankie ons Vader dat U goed is. Dankie dat ons vrymoedigheid het vanmôre om in U teenwoordigheid in te kom. Dankie vir dit. Dankie ons Vader. En ons wil vra nou Heilige Gees, kom lei ons. Kom lei ons. Ons wil net hoor nie, maar ons wil verander. Ons wil ons denke vernuwe, dat ons meer en meer soos Jesus sal wees. Kom o Heilige Gees, kom praat opnuut met ons weer vanmôre. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil begin om te sê ek het laasweek, ons kan na agterste lig, dankie Barbara, aansit. Ek het laasweek het ek 'n bietjie met jou gepraat oor God is goed, hy is net goed. En toe het ek gepraat oor wat het Jesus, wat was die patroon, wat was die beginsel van Jesus se lewe? En nêrens sien ons in die Bybel dat Jesus gesê het, as daar siek mense voor hom verskyn het, dat hy gesê het, luister hier, ekskuus, ek kan nie vir jou bid nie, want God het hierdie siekte op jou lewe geplaas. Hy het dit nêrens gedoen nie. Die skrif wat ons gelees het was in Matteus 4, waar hy sê hy het vir almal gebid. En dis presies dieselfde beginsel wat hy geleer vir sy disippels. In Matteus 10 vers, ons gaan gou na Matteus 10 vers 1 en 2. Dieselfde beginsel. Nou, gaan sommer eers na Matteus 4 toe. Matteus 4. Dan gaan ons gou lees wat Jesus gedoen het en dan gaan ons dit sien in hoofstuk 10. Matteus 4 vers in die 23. Matteus 4 vers 23. En Jesus het die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Baie belangrik. Hy het gepraat oor die koninkryk. Onthou, dit wat in die koninkryk was, sy Vader se koninkryk, dit het hy kom vestig op aarde. In die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Ek gaan nie 24 lees nie. Kom ons gaan na Matteus 10 toe. Ek gaan nog 'n bietjie uitbrei vandag oor dit. Matteus 10, kom ons gaan na vers 1 en, ja, net 1. En hier praat hy met sy disippels. Onthou die patroon wat hy gehad het, die beginsel het, hy het vir elke sieke en elke kwaal gebid. Hy het nêrens gesê, luister hier, dis nie jou tyd nie, of hierdie las moet jy dra, maar God het dit vir jou gee, jy nog so 'n bietjie suffer. Hy het dit nooit gesê nie. Kom ons kyk wat hy vir sy 12 disippels sê. Matteus 10:1. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en elke sieke en elke kwaal te genees. Dit was die patroon. Toe het ek gesê, ons kan iets anders sê nie. As ons iets anders sê, dan handel ons nie soos Christus gehandel het nie. Ek en jy het nie reg om te sê, luister, dis die kruis wat jy moet dra nie. God het 'n plan daarmee in jou lewe nie. Jesus het dit nooit gesê nie, hy het dit nooit vir sy disippels gesê nie. Reg, en daarom het ons mediese fondse, ons gaan spesialiste, dokter toe soms. Hoekom? Want ons haat siekte. Ons haat dit. En dis die natuur wat God in ons geplaas het. En as dit God was wat dit vir jou gee, hoekom gaan jy 'n dokter toe? Hoekom wil jy teen God werk? Met ander woorde, ek wil daai ding doodmaak in ons gedagtes. Jy en ek moenie dink dat God dit vir ons gegee het nie. Want Christus Jesus sê, ek het net gedoen wat my Vader doen, en ek het net gesê wat my Vader vir my sê. En ek kan dit vandag vir jou sê, nie omdat ek volmaak al daar is, my vrou is siek, my dogter het gister 'n epileptiese aanval gehad, maar ek weet dis nie God se hart nie. Ek kan nie toelaat dat my omstandighede domineer en sê wat is waar nie. Die waarheid is, God haat siekte. En Jesus kom die volle prys daarvoor te betaal. En daarom wil hy in Hebreërs 2 vers 8, hy wil hê al hierdie goed met ons voete kom.
Dis sy hart. Reg. Dan wil ek net ek het 3 goed wat ek wil deel. Met ander woorde, dit wat Jesus kom maak het. Ek het 2 woorde geskryf hier. Hy het betaal. Die titel van my boodskap vandag is, hy het betaal. Waarvoor betaal? Hy het betaal om ons volmaak voor hom te laat staan. Luister mooi wat ek sê. Daar's baie goed waarvoor ek betaal, maar een van die dinge is, laat ons volmaak, volkome voor hom kan staan. En dit gebeur net in geloof. Kom ons lees, ek gaan 2 skrifgedeeltes lees. Kolossense, jy kan bly na Kolossense 1 vers 20 tot 22. Ek gaan hier 'n ander vertaling lees. Jy kan daar volg in die 53 of 83. Afhangende hoe oud jy is. Kolossense 1 vers 20. Kolossense 1 vers 20. Ek lees 'n lewende woord. God is pragtig. Hy sê, God wou alles wat hy gemaak het, alles wat op die aarde en in die hemel is, weer in die regte verhouding met homself bring. Dit kon alleen gebeur nadat God vrede gebring het deur die bloed van Christus wat op die kruis gesterf het. Ons sê dit baie keer. Dit wat Adam en Eva verloor het, Jesus het kom om al daai goed weer reg te stel. Alles. Dis om Christus sterf het. Kom ons gaan aan. Gesterf het. Vers 21. Hierdie vrede is ook vir julle bedoel. Julle wat vroeër so ver van God afgeleef het en sy vyande was. Nie is nie, ons was sy vyande. Daar is nog steeds mense wat sy vyande is. Hoekom? Hulle vat nie vir Jesus nie. As jy nie vir Jesus het nie, dan is jy nog steeds die vyand van God, alhoewel hy baie lief is vir jou. Gaan aan, vers 22. Hy het hierdie vyandskap weggeneem toe sy seun 'n mens geword het en gesterf het. Luister nou mooi. God het dit gedoen sodat hy God het dit gedoen sodat hy julle voor hom kan laat staan en julle heilig en sonder fout kan wees, sonder enige aanklag teen julle. En almal sê, die bloed van Jesus Christus was so skoon. Ek wil nie vandag praat oor heilig nie, want ek dink ons 'n verkeerde konsep. Maar hy sê, die ou vertaling praat van heilig sonder gebrek. Wanneer God die Vader na ons kyk hy na ons deur die bloed van Jesus. Dan sien hy niks fout nie. Dit kan net word, ek gaan nie dit, kom ons lees 'n bietjie aan. Hy sê, sonder enige aanklag teen julle. Maar dan moet julle aanhou om op hom te vertrou. In die ou Bybel staan, ons moet aanhou in die geloof te wandel. Met ander woorde, as ek in die spieël kyk, dan sê my nie so goed nie. Maar dan laat ek toe, laat my 5 sintuie vir my sê wie ek is. God sê, ons moet bly in die geloof wandel. Here, dankie vir dit wat Jesus gedoen het. En laat ek rein voor U kan staan deur die bloed van Jesus. En dit lees ons in Hebreërs 4 vers 16, Hebreërs 10 vers 19. Hy sê ons kan in sy teenwoordigheid ingaan met vrymoedigheid. Engelse woord pragtig, with boldness kan ons voor God die Vader staan. As gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Efesiërs, die laaste skrifgedeelte daar, Efesiërs 1. Kom ons bly gou na Efesiërs 1, net so 'n paar bladsye terug. Ek gaan 2 verse daar lees, vers 3 en vers 4. Efesiërs 1,
vers 3 en 4. Dit is as volg. Laat ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus, gedurig prys, want hy het vir ons al die, ek gaan dit net wees, gedurig prys, want hy het vir ons al die geestelike seëninge van die hemel gegee, wat in Christus Jesus vir ons verkry is. Dit was reeds lang gelede, nog voordat hy die aarde gemaak het God ons uitgekies, God ons uitgekies het om aan Christus te behoort. God wou hê dat ons moet heilig wees en sonder iets wat kort kom volgens sy oordeel. Hier praat hy van ook geen gebrek, ek dink ek sê die ou vertaling. Hy het vir ons alles gegee in Christus Jesus, sodat ons volkome, volmaak voor hom kan staan. Reg, en natuurlik Matteus 5 vers 28 praat hy van wees heilig, soos wat God heilig is, of wees volmaak, soos wat God volmaak is. My boetie en sussie, God die Vader sien ons volkome. Dit maak nie sin hier nie, maar dis wat hy sê, en dis wie hy van ons sê. Hy praat 'n klop keer dat hy sê, hy sien ons heilig, rein en skoon. En ek moet dit begin glo. Ek moet glo wandel. As ek begin glo wat hy sê, dan gaan ek word wat hy sê wie ek is. Die tweede ding wat ek hier geskryf het is, ons het die volheid ontvang in hom. Met ander woorde, daar's niks meer, Seppo, will you bring wisdom? Thank you. Daar's niks meer wat Jesus kan doen vir ons nie. Almal sê, want hy het klaar gedoen. Ek het wel net laat hy iets vir my bring. Ek het nie gedink ek gaan dit nou nodig hê nie. Maar ons onthou, Jesaja praat van Jesus wat nog sou kom. Petrus en Paulus praat van hy het gekom. Verstaan nie? Daarom sê Jesaja, hy sal vir ons hierdie goed nog doen. Petrus en Paulus sê, hy het dit gedoen, is klaar gedoen. En ek wil volgende bietjie, ek het hierdie boks, ek dink 5 jaar, 10 jaar terug gebruik. En hy leef nog. Jesaja praat van hier af. Paulus sê 2000 jaar terug. Ons praat vandag 2000 jaar terug het hy dit gedoen vir ons. En dis 'n groot geskenk en ek kan nie alles uithaal vandag wat hy vir ons gedoen het nie. Maar een van die goed wat hy vir ons gedoen het, wat ons almal hooplik het, is redding. Jesus is koning van ons lewens en hy het ons gered. En raai wat, meeste van ons het dit kom haal by Jesus. Want onthou, dis die geskenk wat die Vader gebring het. Die geskenk wat die Vader gebring het, is Christus. En binne hom is redding. En ongelukkig het baie van ons daar gestop. Ons sê, dankie Here, ek gaan hemel toe. Ons gaan hemel toe. Maar hy het baie meer as net dit betaal voor. Hy het betaal vir vrymaking. Hy het ons vrygemaak van die koninkryk van die duisternis, maar raai wat? As jy vanmôre sit met goed wat jy moet vrykom, hy het betaal daarvoor. Hy het betaal, dis jou erfporsie in hom. Dis in hom. Dieselfde bloed wat betaal het vir jou redding, is dieselfde bloed wat betaal het vir jou vrymaking. Hy het ons verlos. Hy het ons verlos uit die koninkryk van die duisternis. Dit is 'n nuwe koninkryk, maar hy wil jou dalk verlos van 'n meer. Hy wil jou vanmôre verlos van depressie. Hy wil jou verlos van minderwaardigheid. Dit is betaal. Ek en jy moet dit kom haal in die boks.
om te kom haal in Christus Jesus. Dis waaroor ek gepraat het laasweek. Hy gaan jou nie genees nie. Ek gaan dit weer net sê. Hy gaan jou nie genees nie, hy het jou genees. Van Petrus se kant af sê hy, deur wie se wonde julle genees is. Kom ons blaai gou soontoe. Dis in Petrus 1 Petrus 2. Hoeveel? 24. 1 Petrus 2. Kom ons lees dit vinnig. 1 Petrus 2 24. Dankie. Hy sê in 1 Petrus 2:4 wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedraai het, sodat ons die sonde kan afsterwe vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Met ander woorde, hy sê 2000 jaar terug het Jesus betaal vir, luister mooi, ons moet dalk dit begin dink en glo. Hy het 2000 jaar terug betaal vir al my sondes, al my ongeregtighede en al my siektes is daai tyd betaal. Met ander woorde, dis daar in sy koninkryk, dis in hom, ek moet dit net kom, haal by hom. Dankie Here, hy het vir my gesterf 2000 jaar terug, vir volkome genesing. En vanmôre kom haal ek dit vir. Dankie, u koninkryk manifesteer in haar lewe. Want u het betaal, u gaan nie betaal nie, as ek bid, dan doen hy dit nie, hy het dit gedoen. En dis my verantwoordelikheid om geloof en sê, Here, dankie vir genesing. Nog 'n ding waarvoor hy betaal het, wat ek volgende wil wys, is finansiële seën. Finansiële seën, ons is geseënd, ek gaan een skrif lees, en dis in 2 Korintiërs 8, dan sal ek die ander net verwys. Twee Korintiërs 8. En kom ek lees dit eers vir jou. 2 Korintiërs 8 vers 9. Hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan wees. Kom ek vertel jou presies wat my gebeur toe ek die vers lees. Ek het alles in my vermoë probeer doen om te kyk wat beteken rykdom. Ek het gehoop dit beteken net finansies nie. Maar oral waar ek lees, sluit dit verseker finansies in. Dis amper soos die siekte, ons haat siekte, maar as ons sê God het jou genees, dan wil ons dit nie glo nie. Dieselfde hier. God sê ons seën finansiëel. Dis sy hart. Galasiërs, ons gaan dit Galasiërs 3 toe. Galasiërs 3, net daar langs aan. En ek gaan nie baie daaroor sê nie, maar ek glo my hele hart, God se hart is om ons te seën, selfs finansiëel. Galasiërs 3, kom ons lees vers 8 en 9, kom ons lees Galasiërs 3 vers 8 en 9, die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseënd wees. So die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Met ander woorde, hy praat van, God het Abraham geseën, maar nie net vir die Jode nie. Hy het al die nasies geseën. Kom ons gaan na vers 13 toe, ek los 'n klomp uit, jy kan maar lees. Hy sê, Christus ons losgekoop van die vloek van die wet, deur die vloek vir ons te word. Want daar is geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. Dis wat Jesus doen het. Sodat, kyk mooi wat sê hier, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kon ontvang. Met ander woorde, die beloftes wat daar was vir Abraham,
is ons erfporsie, deel vir ons. En ek gaan dit nie lees nie, gaan lees dit maar. Die beloftes wat God aan Abraham gesê het, ek sal dit en ek sal dit, ek sal dit. God sê dis vir ons ook. Dan die tweede ding wat hy by vir ons gegee het is, om in geloof te wandel. Hy het vir ons die Gees gegee, sodat ons geloof kan wandel. Ek wil afsluit vanmôre. Ek het net vir 'n paar goed gewys wat Jesus gedoen het. Hy het vir ons vrede gebring. Hy het ons versoening gebring. Daar's baie goed wat hy vir ons gebring het. Ek het vir 'n paar gewys. Wat ek vanmôre wil doen, ons gaan nagmaal hê. Ons gaan 'n bietjie anders te doen. Ek wil vanmôre hê, ek weet nie wat jou behoefte nie. Ek weet nie wat het jy nog nie kom haal by Jesus nie. Gaan dit weer sê. Ek weet nie wat het jy kom haal by Jesus nie. Jy het iets. En ek wil vra, dis hoe ons die nagmaal gedoen. Met ander woorde, jy gaan 'n papiertjie, die papiertjies gaan jy voor neersit in 'n potlood en jy kan wat ook al skryf. Wat jy voel, maar luister hierdie ding soek ek van Jesus. Hierdie ding het ek nodig in my lewe. Ek vertrou en ek het vir u gesê vanmôre, ek het 'n dogter wat siek is en 'n vrou. Ek het iets wat ek wil neerskryf. En ek weet hierdie is in hom. En wat ek vir jou vra vanmôre wat jy gaan doen, jy gaan skryf. Daar gaan jy hier skryf finansiële deurbraak. Daar gaan jy jou kind se naam neerskryf. Jou man, jou vrou se naam neerskryf. En sê Here, ek vertrou u vir deurbraak vir my man. Dat hy tot bekering sal kom, dat hy u sal dien, u sal eer. Jy gaan dalk neersit, skryf 'n siekte. Jy gaan depressie dalk hier neerskryf. Ek weet nie wat wil jy vir hom gee nie. Ek sluit af met hierdie. 1 Petrus. Ons gaan gou na ek gaan 2 skrifte moet lees. 1 Petrus 5 vers 7. Ek sal net hierdie een lees. 1 Petrus 5 vers 7. Ek lees dit vir jou in hierdie vertaling weer. Hy sê, neem alles wat julle kwel na hom toe, na Jesus toe. Neem alles wat julle kwel na hom toe en laat bly dit daar by hom. Ek lees die Bybel. Want hy het verantwoordelikheid geneem vir julle. Gaan weer lees, 1 Petrus 5 vers 7. Hy sê, neem alles wat julle kwel, bekommerd is. Neem alles wat julle kwel na hom toe en laat bly dit daar by hom. Want hy het verantwoordelikheid geneem vir julle. Amen. En dis wat ons vanmôre wil doen. Ons wil nou sê, dis baie vreemd hierdie ding. Weet wat, toe die Jode deur die Jordaan gegaan het, toe sê die Here vir hulle, tel elkeen van julle klip op. Kom sit hom hier neer. Dis 'n teken vir julle. Vanmôre al wat ek sê volgend, ek wil hê dat jy 'n stuk papier sal vat en sê, Here, hierdie ding kwel my, hierdie ding is 'n kommernis, hierdie ding bid ek en vertrou ek U. Skryf dit op, vou op. Jy hoef nie eens te skryf nie, verstaan? Ek sê nie, jy hoef nie te skryf nie, die Here weet. Sit hom in die boks, sê Here, ek bring dit na U toe. En ek gaan dit daar los. Want U het verantwoordelikheid daarvoor geneem. As jy klaar is hier, stap oor na die nagmaal toe, gaan gebruik potlode hier neersit. Hier is baie papiertjies, gryp vir jou papiertjie, kom skryf, gooi dit in, gebruik die nagmaal, vertrou die Here vir deurbraak. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat Jesus die volle prys betaal het. 2000 jaar terug. En dankie dat die volheid in hom is. En dat ons erfporsie is en dat hy dit graag gedoen het vir ons, om ons vry te maak. Om ons te genees, om ons te seën.
om ons voorspoedig te maak. Dankie Jesus vir die prys wat U betaal het. Dankie dat ek redding gekry het, maar Here, ek kom terug vanmôre. Ek kom haal die ander ding ook, Here, wat ek so nodig het in my lewe. As ons die liggaam eet en as ons die bloed drink, verklaar ons daarmee, U is ons koning. En ons eer en prys U vir die wonderwerk wat U vanmôre gaan doen in ons midde. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.